Môre, dit is Woensdag, dis die 25ste Februarie en ons kuier met mekaar in Rigters hoofstuk 16 oor die lewe van Samson. 'n baie spesiale mens wat in die baarmoeder van 'n kinderlose vrou gevorm is deur die Here en van geboorte af, soos wat die Bybel sê, was die Gees van die Here met hom. Baie sterk, uitsonderlike sterk mens. Ek neem aan hy was ook groot gebou. Geen onrein kos of wyn mag hy drink nie en eet nie, en hy mag nie sy hare geskeer het nie. En dan is hy onder hande van Delilah. Hy het maar swak vir vroue gehad, en dit is net daar waar ons hierdie maand met mekaar gesels het oor die geloof. Die geloof wat bietjie sukkel, né? Hier is 'n godsman wat ook maar sukkel met 'n swakheid. En dan is hy 'n kragteloos, hy het nie besef dat die Here hom verlaat het nie, en dan word hy in die tronk gegooi, sy oë uitgesny of uitgesteek, en hy's blind. Nou gebeur daar groot ding, daar's 'n groot fees van Dagon. Dit is die afgod van die Filistyne. Die Filistyne bring 'n offer aan Dagon. En wat moet Samson doen? Hy moet gaan haal word en hy moet deel wees van die fees, soos die Bybel sê. Hulle sê hy moet hulle vermaak. Wat 'n hartseer storie. 'n kind van God, spesiaal gebore en groot geword, word nou 'n sirkusnar as te ware. Hy moet nou mense vermaak. Daar was so baie mense dat daar selfs 300 nie bly kon kry binne die gebou nie, maar op die dak gestaan. En dan leun Samson teen die pilare wat die tempel van Dagon regop hou. En dan lees ons daai aangrypende wat ons tema is vir hierdie week. Samson se wanhoopsgebed. Nou, hoekom hierdie wanhoopsgebed? Hoe dikwels gebeur dit en so hartseer dat 'n kind van God of 'n kerk of die Christelike godsdiens 'n vermaak raak, 'n bron van spot. En dan in die diepste gat waarin Samson hom beland, bid hy dan hierdie sogenaamde wanhoopsgebed. Kom ek lees hom vir jou in hoofstuk 16 van Rigters, vers 28. Toe roep Samson tot die Here: Here my God, dink tog aan my. Maak my tog net hierdie een keer sterk, o God, dat ek met een daad op die Filistyne kan wreek oor my 2 oë. Ons sien later in vers 30, dit was ook 'n selfdoodgebed. Laat my sterf saam met die Filistyne. En dadelik vra mens jouself af, jy weet, as dit jou kind is, wat sê die kinders? Wat sê die ouers? Wat het ons fout gemaak? Waar het ons verkeerd opgetree? Ons het hierdie kind spesiaal groot gemaak as ons sogenaamde sonstraalkind, want dit is wat die woord Samson beteken, klein sonnetjie. Die ouers het vir Samson godsdienstig groot gemaak in voorbereiding oor sy groot roeping. Dan is daar natuurlik sielkundiges wat sê, man, hulle verstaan die ding, hulle sien baie sulke gevalle. Hy was die enigste kind, hy's 'n bedorwe brokkie. Anders sou sê, dalk was die generasiegaping net te groot. Sy pa kon hom nie in die hande kry en sy weghardloop om hom pak te gee nie. Dalk was die godsdienste eg. Hoe dikwels word daar gesê, man, die kind is gedwing om kerk toe te gaan. Hy's gedwing om by die radio te sit en dan na die godsdienst te kyk. Hy's nou al vet op vir godsdienst in kerk. Dis waar die fout is. Nou ja, as Samson 'n dominee se kind was, sou die dominee gesê, dis omdat hy met die gemeente se kinders speel, dat hy sy slegte maniere
daarop gekry het. 'n Mens wonder, wat het fout gegaan? Ons het ons kinders so mooi groot gemaak, godsdienstig groot gemaak, goeie maniere geleer, vanuit die Bybel en die Bybelse wette. Wat het fout gegaan, Here? Hoeveel ouers is daar wat in hierdie dag huil, hartseer is, bekommerd is oor ons kinders? Ons kom bid, Here, dat U ons sal lei en vir ons wysheid gee in hierdie dag. Ons kom bid dit in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n mooi Woensdag beleef. Mooi loop.